Die grappie word vertel van die seun wat sy ma hom wakker maak vir kerk. En hy sê, ma sê, nee, ek wil nie kerk toe gaan nie. Hoekom moet ek elke Sondag gaan? Kan ek nie vandag bietjie by die huis bly nie? Sy ma sê vir hom, nee, jy moet kerk toe gaan, jy is die dominee. Vir ons is daar nog, ons sal sien hoe ons voel en of ons kan gaan. Die Bybel is glashelder daaroor. Trouwens, hy stel dit baie sterk. Kom ons kyk vandag na die kontak tussen ons en ander Christene. Here, dankie dat ons lewe deel is van 'n plan wat U gemaak het met ons naam in gedagte. En ons wil hoor wat U sê. Ons wil aan die voete kom sit by U leer en ons wil U volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Hebreërs 10 van vers 19 af. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en wat na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Het is wonderlik om te sien hoe kosbaar hulle verlossing was vir die mense van daardie tyd. Hebreërs 10 beskryf vir ons hierdie absolute wonder, maar uit die perspektief van 'n Jood, hoe hulle verstaan het, God hulle gered het. Hy sê, ons het dit begin lees in vers 19, ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Nou, hulle het dit baie goed verstaan, dat 'n lam se bloed in jou plek, het moes jou bloed wees, die lam in jou plek, het gemaak dat jy van jou sonde verlos is, en dit was vir hulle kosbaar geweest. So deur die bloed van Jesus, dit het hulle verstaan, soos die lam se bloed is, het ons vrye toegang tot die heiligdom. Nou, 'n Jood het nie vrye toegang tot die heiligdom gehad nie. Die heiligdom was die binneste deel van die tabernakel geweest. Daar was 'n groot dik gordyn gewees voor dit, en net een mag ingegaan het, en dis die hoofpriester, net een keer per jaar mag hy ingegaan het namens die volk. So dit was toe gewees. Maar met Jesus se sterwe het die voorhangsel geskeur, wat baie veelzeggend was, wat beteken, daar is nou vrye toegang tot God. En nou beskryf hy presies dit vir ons. Hy sê die vrye toegang tot die heiligdom, die plek waar God is, op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. 'n Nuwe manier van werk wat ons nog nooit geken het nie, wat anders en beter gaan wees, wat vir jou lewe gee. So as jy maar net iets wat in jou verstand gebeur, jy weet God het vir my gesterf nie, jou lewe verander. Jy kan sien as hierdie ding in mense se lewens gebeur het. En hierdie weg sê het hy gebaan deur sy liggaam, wat die voorhangsel is. So deur sy liggaam in die kruis te laat sterf, het ons vrye toegang tot God gekry. En dan waar dit altyd net die hoofpriester was wat kon ingaan sê, Jesus word nou ons hoofpriester, en waar hy nie net namens ons na God toe gaan nie, maar as het ware vir ons die weg wys en sê, kom julle, kom in, die voorhangsel is weg, hy is die hoofpriester, hy mag dit vir ons sê. En daarom sê hy, dan laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. 'n Opregte hart met 'n nuwe gesindheid. 'n Gesindheid van ek mag daar wees. Ek hoef nie huiwerig te wees nie, verskonend nie. God wil my daar hê. En met volle geloofsekerheid. Met ander woorde, ons kan met vertroue ingaan. Volledige vertroue, ons mag daar wees. Ons harte, sê hy,
is immers gereinig van 'n skuldige gewete. So die skuldgevoelens wat daar was, die skaamte is nou weg. Die prys is betaal. Jesus het dit alles weggevat. En ons liggame is gewas met skoon water. Dis soos iemand wat uit 'n bad uitkom en hy stap uit of uit 'n stort uit en jy sien sommer hy skoon en hy lyk skoon. Hy het sommer selfvertroue. Hierdie mag moontlik na die doop verwys, 'n liggaam wat gewas is, sê hy. Ons liggaam is gewas met skoon water. Dit was die simboliek gewees by hulle doop as hulle daardie tyd gedoop is. En daarom sê hy, hieraan moet ons styf vashou. Hierdie is ons anker. Hierdie selfvertroue is dit wat my lewe rig en my die lewe laat ingaan. Maar dan gebeur daar iets interessants. En dis soos wanneer 'n kind eksamen moet skryf. Sy ouers kan 'n groot rol speel voor die eksamen. Hulle kan hom help om sy boeke te kry, 'n studieplek te kry, kan hom help met die werk en om vra en so aan. Maar daar's een ding wat hy alleen doen. En dit is, hy moet die toets alleen gaan skryf. Hy gaan in, hy skryf die toets, maar as hy uitkom, is daar mense wat wag. En dis wat hierdie gedeelte eintlik heen mik uit. Hierdie twee fasette, dinge wat ek alleen doen, ek het met God versoen, ek het na hom toe gaan, Jesus het my naam genoem toe hy my sonde vergewe het, en ek hou stilte tyd alleen. Die tye wat ek oor hom dink, met hom praat, dis my alleen tye. Maar daar eindig dit. Alles verder gebeur saam met ander mense. En daarom sê hy, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Die lewe wat ek leef, nadat ek die Here ontmoet het, die dinge wat ek doen, die manier hoe ek die lewe hanteer, besigheid doen, met mense kontak het, al daardie dinge, is dinge wat ek leer. En die Here gebruik mense om hierdie dinge vir my te leer. Ons krag, ons geestelike krag, lê in die mense wat saam met ons is. En die rede sê hy aan die einde, na mate die oordeelsdag nader kom. Daar kom 'n tyd wat dinge rof gaan raak. Wanneer die oordeelsdag nader kom, gaan die aarde chaoties wees. Hy sê dinge word moeiliker. So jy sal moet kyk, waarin is jou krag geleë? En ons krag as Christene is geleë in ander mense, ander Christene wat saam met my die pad loop. Hulle help my as dit ware om dit wat die potensiaal in my is ten volle te verwesenlik en die beste te kry. Saam met ander mense is ek sterk. Kom ons kyk na hierdie video, 'n bekende ene wat dit iets daarvan vir ons illustreer. It's smarter to travel in groups. Mense is dus nie reptiele nie, hulle is soogdiere. Hulle het mekaar nodig. En laat niemand jou mislei nie. Laat niemand sê, wel, ek is eintlik 'n alleen mens. Ek kom op my eie klaar. Dis nie waarheid nie. Ek werk met baie mense wat sulke introverte is en alleen is. En as jy alleen met hom sit en hy begin praat, hou hy nie op praat nie. Dis of goed opgekrop het wat hy vir jou wil sê. Niemand sit maar net vir jou en kyk nie. Hulle het 'n behoefte aan mense wat belangstel en hulle help om verdere tree te gee. En aan die een kant het ons nodig om ander Christene in ons lewe te hê, want dit wat ons beleef het, moet ons met hulle deel. Hulle wag daarvoor.
Hulle wag vir my uit die eksamen uit te kom en my verhaal te vertel. En terselfdertyd, as ek nie ander mense het wat in my lewe 'n rol speel nie, het ek 'n lae plafon. Want al wat ek dan het is my eie denke. En veral as ons deesdae op die internet is en jy op Facebook of wat dit ook al is, kry jy al die goed wat jy van hou. So hulle stuur net vir jou goed. Dit voel vir jou dis hoe almal voel. Nee, dis omdat jy so voel, wat die algoritme so geskryf is dat jy daai goed oor en oor kry. So jy groei glad nie. Jy bly nie daar, jy word nie uitgedaag nie. Alles wat jy van hou word net vir jou gegee. Ons krag as Christene lê daarin dat ons met verskillende mense kontak het, deur hulle beïnvloed word. Geleer word hoe om hulle te hanteer, saam met hulle te leef. Hoe maak ek met verskille? Hoe ondersteun ek mense wat sukkel? En daarom sê hy, ons moenie van die samekomste van die gemeente af, daai kontak tussen Christene, wat moontlik 'n erediens kan wees, of ander kontak met Christene. Ons moenie daar wegbly nie. Maar hy sê, party van ons het die gewoonte om nie na hulle toe te gaan nie. So dis iets wat met tyd oor en oor gedoen word en later gee ek nie meer om nie, dan bly ek maar sommer net weg. En al het ek watse verskoning, dieselfde verskoning dalk oor en oor, of elke keer 'n ander verskoning, ek kan nie daarmee tevrede wees nie, want die Bybel is nie daarmee tevrede nie. Jy kan nie in afsondering jou Christenskap ontwikkel nie. Jy het dit nodig. En ander mense het dit nodig. En daarom sê is ons werk om mekaar aan te moedig om te gaan. 'n Belangrike deel van ons werk. Stel jou net voor, as jy byvoorbeeld in 'n erediens kom en dis gepak en as daar gesing word, dan dreun dit. Dan is dit inspirerend. Dit is wonderlik. En as ons dit vir mekaar kan gee, is dit die moeite werd gewees om te gaan. En ander dinge wat gebeur, hoe ons met mekaar praat, na mekaar luister, saam bid, saam getuienisse gee, mekaar saam ondersteun. Dis wanneer Christenskap ontwikkel. En daarom is geen verskoning goed genoeg nie. As die Bybel sê ons doen dit, dan doen ons dit. As dit nie na my sin is nie, dan verander ek dit. Dan kry ek 'n groep en doen dit saam met hulle. Ons kan nie groei as Christene sonder ander mense nie. Kom ons sê vir die Here dankie vir die ander mense in ons lewe. Here, dankie dat U ons as mense ken. En dat U weet wie ons nodig het. Dis hoekom U hulle in ons lewe geplaas het. En U weet ook dat hulle ons nodig het. Ons wil ons plek vol staan. Ons wil daar wees vir hulle. Help ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.